Goeiemôre almal. Seën vir 'n mooi nuwe jaar vir julle, vir die wat ek nog die blad geskit het nie. Al afkondiging wat ons dan net skole begin Woensdag, sterkte vir die eerste kwartaal en dan het ons middagteetyd studie donderdagmiddag 3:00 by die pastorie. Ons begin ons saamwees vanoggend met 'n openlike verklaring waarin ons hartsgesindheid verwoord en daarin ook ons afhanklikheid van die Here. En ons doen dit aan die hand van hierdie woorde dat ons hulp in die naam van die Here is wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly van geslag tot geslag. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons ook hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde: genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here dan op hierdie manier deur saam te sing van Lied 241 vers 1 en 3, Troue Heer van my lewe, waarom ons die wonder van sy verlossing oordink. Van die oog op die prediking gaan ons stilstaan by die eerste bede van die Onse Vader en hierin met die besondere aksent vir dit wat ons nou net gesing het, dat God in sondesmart ons sondesmart na God toe kan gaan wat ons trooster is te midde van ons belewenis van die gebrokenheid van hierdie wêreld en in besonder ons eie gebrokenheid. En daarom wanneer ons die vraag vra wat is die eerste bede, dan sê ons laat U naam geheilig word. En dit beteken, of ons verstaan dat dit beteken, gee allereerst dat ons U reg kan ken, en dat ons U heilig, roem en prys in al U werke, waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Nou, wanneer ons na die teks gaan luister vanoggend, gaan ons dit baie mooi hoor. Die dieptepunt van daardie waarheid, wat skitter, is dat God uitreik na sondaars. Dat sy genade juis vir sondaars sigbaar word. En daarom wanneer ons in hierdie belydenis klem lê op dat ons God reg kan ken, wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, bid ons Here, laat ons U reg ken, is dit belangrik dat ons daarmee sal verstaan, dat ons hom as almagtige skepper sal ken, verseker, maar ook as genadige verlosser sal ken. En daarin die hart van ons belydenis, dat ek nie gered word deur my vermoë nie, maar deur God se vermoë in Christus. Ek moet God reg kan ken. En dan bid ons daarmee saam verder. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. En soos wat ons vanoggend gaan sien, word hierdie hoogtepunt van God se naam geëer en prys nie noodwendig sigbaar in die goeie goed wat ons doen nie,
daarin ons belydenis dat God ons in genade gered het, ons wat dit nie verdien nie. Hierdie is die hart vir ons saamwees en uiteindelik vir die lewe wat ons kan lewe in hierdie tyd. Kom ons verootmoedig ons hierin voor die Here deur saam te sing van Lied 280 vers 1, 2 en 3. Here, redder, groot en magtig, waarin ons die wonder van sy verlossing oordink, en daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Bid saam. Vader, dankie dat ons U mag ken as goeie God, as genadige Vader, as 'n Vader wat uitreik in die duisternis in en U kinders nader hark, as 'n Vader wat diep genoeg omgee om homself te offer, sodat ons kan lewe. En wanneer ons aan die begin van hierdie jaar voor U rustig word, dan kom ons om U naam groot te maak vir die wonder van verlossing, ook vir my, dat ons dit innig en persoonlik mag ken, maar dit ook in ons saamleef mag ken. En wanneer ons dink aan die pad wat vir ons voorlê en die jaar wat snel toeneem, dan bid ons Vader, wil U vir ons hierin genadig wees, dat ons elke dag bewus van U teenwoordigheid mag leef in U teenwoordigheid. Dat ons die geleentheid wat U vir ons moontlik maak deur Jesus Christus in hierdie tyd sal raak sien, sal aangryp en die beste daarvan sal maak, om ook in hierdie tyd U naam te heilig deur ons alledaagse lewe heen. Wil U vir ons hierin bewus maak van die leiding en die werking van die Gees, dat ons in ons alledaagse lewe daardie geleenthede mag sien, en dan toegerus deur die leiding van U Gees mag doen dit waartoe U ons roep, die boodskap mag deel van Christus wat gekom het, sodat mense 'n vol lewe kan hê in Hom en daarin in verhouding met U. Maak ons in besonder stil en rustig wanneer ons luister na U woord, dat ons mag hoor, en wil U dit so in ons harte anker, dat ons met vaardigheid hierdie woord mag deel met die mense rondom ons. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan steeds stil by ons preke rondom die Heilige Gees of die werk van die Gees, en daarin in besonder die gawes wat die Here gee. Die Gees is gawes, as jy dan nou wil, soos dit genoem word in die Bybel, die charismata.
En ons maak weer opnuut vas in die begin van hierdie jaar, soos wat ons verlede jaar vasgemaak het, die 3 belangrikste gawes in volgorde van belangrikheid is in die eerste plek gee die Here homself. Dit is rarig belangrik. As ons op enige ander plek begin, dan gaan ons mekaar bly misverstaan. So die Here gee homself, sodat ons herstel in ons verhouding met hom, naby hom kan leef en saam met hom kan werk. Die tweede gawe wat hieruit voortvloei, omdat God homself gegee het, is natuurlik vir jou. Jy is 'n gawe wat God in sy wêreld gee. Hy wil deur jou iets van sy beeld in hierdie wêreld sigbaar maak. En daarom gee hy vir jou spesifiek, jy's nie per ongeluk hier nie, en dan rus hy vir jou in besonder toe met vermoëns om 'n verskil in hierdie wêreld te kan maak. Die hart hiervan is roeping. God roep ons nader, jy is kosbaar vir hom, en dit is belangrik met die oog op die prediking dat ons dit sal vasmaak. Jy is kosbaar vir hom en dan vertrou hy kosbare dele van sy koninkryk aan jou toe. En hy bemagtig jou sodat jy binne daardie dinge wat hy aan jou toevertrou het, kan oppas, kan koester en lewe daarin kan ontplooi. Hy vra nie van ons iets meer as wat ons kan doen nie. En dan die derde belangrike gawe wat die Here gee, is die geleentheid om in hierdie tyd te kan leef en daardie verskil te kan maak wat die Here bedoel het. So hy gee homself, hy gee vir jou en hy gee geleentheid. Nou het ons 'n rukkie saamgekom nou al oor hoe die geleentheid en die gawes wat hy gegee het, en nou wil ons, wanneer ons by hierdie stel van 3 preke begin, wil ons stilstaan by Johannes, daai eerste skets net, by hierdie gedagte, dat groter gawes beteken 'n noodsaaklike las. Elke gawe het 'n las. So ek het die flitskaart op die gemeentegroep omgestuur, so kyk asseblief daarna, dis die agtergrond waaroor ons praat. Hierdie gedagte begin al in die Ou Testament, wanneer Salomo sê, sonder 'n os is die krib leeg, of is die stal leeg, maar met 'n os is die oes groot. En die verstaan hiervan is gewoon net dit gewees, in daardie tyd was dit die trekker. 'n Os was jou trekker, en hy was daarom baie kosbaar, want anders as 'n trekker, kon jy hom laat wegloop het. So, osse is in die huis gebere. As jy nou 'n ryk man was, dan het jy nou 'n dubbelverdieping huis gehad, wat beteken, jy het 'n rousteen huis gehad, met latte in die middel, wat met klei toegemaak was, en dan jy bo geslaap, en die os het onder geslaap. Maar die klankie het nog steeds deurgekom. As jy nie ryk was nie, dan het jy net skeiding in die huis gemaak, en die os het een kant geslaap, en jy het aan die ander kant geslaap. Maar osse van wie hulle aard, steur hulle nou nie noodwendig aan die skeiding nie. So dit was 'n regte probleem, die os. Baie gunstig. Dit is goed om 'n os te hê, want dit het die landbou baie maklik gemaak. Maar om daai os opgepas te kry, was 'n probleem gewees, want hy het nie noodwendig stil geslaap nie, en wanneer hy geslaap het, het hy herkou, en die van julle wat nou van beeste ken, dit is nogal 'n gegrom, wanneer 'n bees begin herkou, en sy haar maag begin werk, of die bil dan nou die os. So dit het gepla. Maar die punt wat Salomo maak is, niks verniet nie, min vir 'n tikkie. Niks kom verniet nie, niks wat die moeite werd is, kom maklik nie. En daarom sê hy ook, wanneer hy verder praat daaroor, dan sê hy, wie kennis versamel smart. Kennis is 'n goeie ding, maar dit maak nie jou lewe noodwendig gemakliker nie. En dan sê hy uiteindelik, die ryk man, of die arbeider se slaap is soet, maar die ryk man, want hy het baie ontvang, sy slaap is onrustig, vanweë die baie besittings. En al wat hy probeer verduidelik is, luister, elke ding wat ons het, elke gawe, elke geleentheid, kom teen 'n prys. Daar's 'n las. En die las, so gaan ons hoor wanneer ons in besonder by Korintiërs stil staan, is baie nodig. Paulus sê rondom dit, dat sodat hy nie hoogmoedig sal word nie, het die Here vir hom 'n las gegee. Nou moet ons die vraag vra, maar hoekom? Hoekom gee die Here 'n las? En die rede daarvoor is, jy maak vir hom saak. Jy is die een wat hy in die oog het. Jy is kosbaar in sy oë. Nou gaan hy vir jou gawes gee en 'n geleentheid gee. Maar hy wil nie hê dat daardie gawes, daardie vermoëns waarmee hy vir jou seën, en die geleenthede, of dit nou middele is, tyd, wat ook al, hy wil nie hê dit moet in jou lewe belangriker word as wie hy is nie. En daarom 'n las. Sodat ons nie by 'n plek kom waar ons roem aan ons eie vermoë en dink dat dit is wat die verskil maak nie. Hy wil nie hê ons moet afvallig word van hom nie. Die dieptepunt van las, as ons praat oor die gawes, is dit. Om te lewe is 'n gawe
En die las van lewe is die dood. Elkeen van ons gaan een of ander tyd deur daardie laaste hekkie. En die punt van die dood is nie straf nie. Dis die las wat die Here gee, dat ons nigter kan dink oor die geleentheid, die geleende tyd, wat ons in hierdie lewe en wêreld het. Dat hierdie dinge in hierdie wêreld vir ons nie so belangrik word, dat ons uiteindelik van die Here af wegdraai nie. God se hart, wanneer hy 'n las gee, is sodat ons in genade mag leef, naby hom mag leef, en saam met hom kan werk. Nou Paulus in Korinte, in die gedeelte waarna ons gaan luister, verwoord hierdie waarheid op 'n baie innige en besonderse manier. So kom ons luister daarna. In 2 Korintiërs 12, Paulus het nou begin, daar in die einde van hoofstuk 10, en hy gee eintlik sy CV, ons gaan nou daarna kyk, en dan kom hy in hoofstuk 12 en hy sê, om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. En daar het ek op die gemeentegroep net daai antieke wêreldbeeldsketsie gesit, 3de hemel tot daar waar God se troon is. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. En daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, om dit van my af weg te neem. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting sal wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Ons luister tot sover. Ons het verlede jaar, toe ons by 1 Korintiërs 12 en 13 stil gestaan het, gekyk na die gemeente in Korinte, 'n probleemgemeente. Met sy tweede sendingreis het Paulus vir so 18 maande daar gedien. En nou maak ons net weer vas, ons het nou 1 en 2 Korintiërs hier in die Bybel, sodat ons kan uit hierdie 2 briewe aflei dat daar 4 briewe op minimum moet wees. Ons het die 2de en die 4de een. Dit lyk uit as na die brief luister dat daar is een wat heel eerste geskryf is en tussen hierdie 2 is daar ook een. So Paulus skryf aan hierdie gemeente wat vol moeilikheid en probleme was. En soos ons nou al vasgemaak het, 100 jaar, 50 jaar na Paulus, sou die kerkvader Clement nog steeds briewe vir hierdie gemeente skryf, en 'n poging om hulle dinge uit te sorteer. So ons maak dit gou weer die konteks van die gemeente in Korinte vas. Johan, nee, daai kaart asseblief. So Korinte was 'n handelsstad gewees. Ons het daarby stil gestaan, daai klein eilandbrug waardeur hulle die bote gesleep het van hulle uitsonderlike handelsstad gemaak. Maar dit was maar 'n seestad, die Las Vegas van hulle tyd gewees. So hierdie stad wat nuut gebou was, Caesar het hom laat oorbou. So 60 jaar voor Paulus daar verbygekom het. So dit was 'n splinternuwe stad gewees, was 'n handelsstad, dit was ook 'n vakansiestad. En vanweer die klomp tempels wat daar was dit 'n baie groot partytjiestad gewees. En binne daardie tyd het die naam Korinte baie vinnig die naam begin beteken of 'n skelnaam geword vir iemand wat bietjie losbandig en te oordrewe partytjie hou. So die spreek wat hulle geuit het rondom Korinte is, weinig mense kan 'n besoek aan Korinte oorleef. Nou lees jy die eerste brief, dan sien jy hierdie leefwêreld, baie mooi echo in die dinge waaroor Paulus moet praat. Wanneer hy moet skryf oor die verdeeldheid in die gemeente, want een van die dinge wat in daardie stad groot was wat die Engelse noem one-upmanship. Ek wil tog net beter as die volgende ou wees. En in die kerke het dit
uitgekom. Daar was losbandigheid van 'n afgryslike aard, soveel so, dat selfs die heidene het hulle kop daaroor geskit, binne in die kerke, was nie gesond nie. En dan, soos in enige plek waar geld baie vrylik rondloop, het die howe goeie werk kon doen, want almal het mekaar gedagvaar, almal was iewers ongelukkig oor iets wat iemand anders gedoen het, en so die howe het goed gedoen, en daarom moet Paulus ook die gelowiges hieroor aanspreek, julle kan nie mekaar voor die heidense howe sleep nie. Nou, deel van hierdie situasie was te wyte aan die verskeidenheid tempels. Daar was so 18 plus tempels in, die volgende skets net in Korinthe gewees. Die hooftempel was die een aan Artemis en die hoofbron van inkomste vir meeste van hierdie tempels was tempelprostitusie gewees. So dit was rarig nie 'n gesonde leefwêreld gewees waarbinne hierdie gemeentes bestaan het en hulle ontstaan het nie. En baie van hierdie wêreldse gesindhede het saamgekom in die gemeente in. En dis hoekom Paulus dan nou sy eerste brief skryf waarin hy baie hard met die gemeente gepraat het en toe skop hulle vas. En in die tweede brief het hy dan nou probeer verduidelik wat hy probeer sê die eerste keer op 'n mooier manier en dan verstaan ons in die derde brief, as ons na hierdie brief wat ons nou na geluister het, luister dat hierdie gemeente nog verder vasgeskop het en vir hom gesê, luister, as jy weer kom, moet jy weer kredensiebriewe saambring want ons aanvaar jou nie as apostel nie. En daarom die trane en die moeite wat hy doen in hierdie brief. So, in die eerste brief het ons geluister na Paulus wat besonder swaarwater gemaak het oor die verdeeldheid en gesê, daar's net een liggaam. Dit is regtig belangrik dat ons dit verstaan. En dan het hy 'n lys van gawes gegee, want hy sê, dis een gees wat die gawes gee, soos wat die gees dit goed vind. En daar, die volgende skets net asseblief, ons het hierby stilgestaan, dis belangrik om dit te verstaan. Wanneer Paulus daardie lys van gawes in 1 Korintiërs 12 gee, dan het hy by elkeen van daardie gawes, kan hy 'n regmerkie gaan maak. Hy het hulle almal gehad. Gawes van genesing, wonders van genesing, wonders doen, die spreek in tale. Elkeen van daardie gawes, woord van wysheid, woord van God, hy het dit alles gehad. En nogtans kom hy en sê, as daar nie liefde is nie, liefde vir God en liefde vir ander nie, dan beteken hierdie gawes niks nie. En dis teen daardie agtergrond wat ons hierdie gedeelte wat ons vanoggend gehoor het moet verstaan. Paulus kom en in 'n poging om hierdie gemeentes binne die gemeente van Korinthe by te staan, kom hy en hy spreek sy smart uit oor die dinge wat skeef geloop het. Dat die mense by 'n plek gekom het waar die een beter as die ander een probeer wees. En hulle het begin vashou aan apostels, hy noem hulle danige apostels, wat gesê het, maar hulle is beter, want hulle doen beter as Paulus. En daarom sien ons dan, wanneer ons daar by hoofstuk 10 begin, dat Paulus begin sy CV opstapel. Nee, daar die laaste skets net asseblief. Paulus begin sy CV opstapel, soos 'n piramide. En hy begin daar aan die einde van hoofstuk 10 en sê, luister, as jy dan nou wil roem, en dan noem hy dit uiterste dwaasheid. Dis nie verstandig om te roem nie, want dit gaan nie oor ons nie. Ons word gered en geroep deur Christus. Dis Christus wat red. En dis wat hy dan nou in 1 Korintiërs sê, is die liefde van Christus dring ons, omdat ons besef dat een vir almal gesterf het. Maar nou kry hy nie gekommunikeer met hierdie gemeente nie, want hulle weeg aan die uiterlike dinge. En in Korinthe maak hy swaarwater hieroor, om te sê, luister, as kinders van die Here wat deur genade gered is, meet ons nie meer vir mense aan die uiterlike dinge nie. Maar hulle het nie verstaan nie. En dan kom hy aan die einde van hoofstuk 10 en hy sê, reg, as dit dan nou moet, kom ons doen dit dan nou, kom ons roem dan nou. So as jy wil roem, ek kan ook. En dan gaan hy na sy herkoms toe. En hy sê, ek is 'n Hebreër, ek is 'n Israeliet, ware Israeliet. Ek is deel van die nageslag van Abraham. Maar dan gaan hy nog 'n stapie verder. As jy wil roem oor jou werke, ek nog meer. Meer in die tronk gewees, meer lyfstraf gekry, meer in gevaar gewees. En dan gee hy 'n lys van hoeveel keer hy lyfstraf gekry het, hoeveel keer die skepe gesink het waarop hy was, hoeveel keer hy honger gaan slaap het en koud gaan slaap het, en hoeveel gevare hy moes trotseer. Gevare as hy in die stede is en gevare as hy op pad is. En hy noem sy lysie. En dan kom hy hier in hoofstuk 12 en hy gee die spits van sy piramide. En hy sê, as jy dan moet, kom ons roem dan oor die openbaring. En dan praat hy oor homself in die derde persoon. Hy kry so 'n stukkie afstand tussen hom en die, sê, ek ken 'n man,
tot in die derde hemel weggeruk, tot in die paradys, tot by God se troonkamer. En daar het hy woorde gehoor wat nie eens uitgespreek mag word nie, en hy noem dit glad nie. Want dis uiteindelik sy punt. Ons verlossing en ons mondigheid tot diens, ons roeping tot diens, anker nie in ons vermoë nie, dit anker in dit wat God gedoen het. En daarom is die piramide op hierdie skets omgedraai. Paulus, wanneer hy met die Filippense oor hierdie saak praat, sê, al hierdie goeders beskou ek as drek, as vuil goed, solank ek maar net vir Christus kan ken en hom as gekruisigde. Nou dit beteken nie dat jou herkoms en jou verlede en jou prestasies, jou vermoëns en jou verstaan van die waarheid en dit wat God al in jou belê het deur jare se onderrig nie, dat dit nutteloos is nie. Dit is nie nutteloos nie. En daarom die recyclebin daaronder. As dit is waarop jy staan, as dit jou anker is in die lewe, is jy regtig 'n slegte plek. Daardie goeders kan nie die fondasie wees vir ons roeping en vir ons lewe in God se teenwoordigheid nie. Maar dit is nie nutteloos nie. Dit moet net gerecycle word. Dit moet net eers deur Christus weer in die lig kom. Dis die hart wat Paulus in hierdie gedeelte vasmaak. Dis Christus en net Christus. En daarom dat hy praat oor hierdie doring in die vlees. 'n Doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan wat hom gepynig het. Nou die spekulasie oor hierdie is fenomenaal, veral na aanleiding van die Jode. As jy nou gaan Google oor hoeveel hemele daar was binne die Joodse tradisie, dan gaan jy enigiets van 7 tot 11 tot 14 kry. Hulle het nogal groot gegaan in verskillende vlakke in die mistiek van die Jode. Ons hoef nie te veel moeite daaroor te doen nie, maar binne hulle verstaan was dit dat selfs die bose, selfs Satan, wat het plek in die hemel gehad. En ons lees dit in die Ou Testament, as die bose, die duiwel, die Satan kom by die Here en die Here sê vir hom, het jy my dienaar Job gesien? So hulle het plek daar. En dis nou waarna Paulus in hierdie gedeelte teruggryp. 'n Boodskapper van Satan om my te pynig, 'n doring in die vlees. Nou, hy gaan verduidelik hoekom, maar ons moet net gou vir 'n oomblik stil staan en die vraag vra, wat is hierdie boodskapper? En daar's baie spekulasie hieroor. Een van die beter antwoorde wat ek al gehoor het, was John MacArthur wat gesê het, hy dink dis die mislukking van bediening in Korinthe. Orals anders waar Paulus gekom het, het dit net goed gegaan. Maar in Korinthe het dit bly skeefloop. En hy het gedink, nee, dit is die doring in sy vlees. Daar is ouens wat sê dat daardie doring kan wees die feit dat hy bygestaan het toe Stefanus gestenig is. Ek is nie so seker daarvan nie, want Paulus het baie definitief verstaan dat verlossing in Christus volkome is. Dat ons vorige lewe opgehef word in Christus. So ek dink nie dis dit nie. En dan gaan hy elders vermeld na sy sig wat nie so lekker is nie. So daar's ouens wat sê dit kan dalk nou omdat hy praat van die vlees, kan dit wees dat dit sy sig swak geword het. Sy oë was nie meer lekker nie en dit is die ding wat hom gepla het. En hy wat nou die gawe van genesing gehad het, kon homself dan nou nie gesond gemaak het nie. En ek dink ook dis geldig, want ons weet nie, dit word nie vir ons gesê nie. En ek dink die rede is sodat ons nie net by 'n antwoord kan uitkom en sê, okay, nee, ek weet wat die doring in die vlees is, regmerkie afgehandel en ons dink nie meer verder daaroor nie. Maar ek dink daar lê iets in die uitdrukking wat Paulus gebruik. Wanneer hy sê 'n doring in my vlees. Paulus maak groot onderskeid in sy briewe tussen gees en vlees. Tussen aards wees wat vleeslik is en dan geestelik of hemels. En dis nie 'n dualisme wat hy probeer vaslê nie. Hy tref net 'n onderskeid soos wat hy in Romeine doen tussen die ou mens wat gewillig is om in opstand teen God te lewe en die nuwe mens wat deur die Gees in ons gevestig word. En ek het 'n goeie vermoede dat dit is waarna Paulus verwys wanneer hy praat van 'n boodskapper van Satan wat hom gepynig het, 'n doring in sy vlees. En elke keer as hy die Here gevra het, 3 keer gevra, Here, vat dit van my al weg, en 3 keer het die Here vir hom gesê, nee, my genade is vir jou genoeg. Hierdie doring in sy vlees, die boodskapper van Satan, kan sy ou mens gewees het. Paulus wat al hierdie gawes ontvang het, hierdie fenominale geleentheid ontvang het om die koninkryk uit te brei in sy tyd, en dan uiteindelik kom hy by hierdie plek waar hy moet stoei met die ou mens in hom.
En dis hoekom daar die kwalifikasie wat hy gee, sodat ek nie hoogmoedig sal word nie. Paulus, wat hierdie fenominale uitbreiding van die kerk, van die koninkryk teweeggebring het, word deur God raak gesien. En die Here sê, ek sal keer dat jy nie hoogmoedig word nie. En daarom 'n doring in die vlees. Nou, hoe werk die ou mens dan nou hierin saam? Die ou mens in ons lewe is die boodskapper van Satan, né? Die ou mens in my lewe is die een wat baie gewillig is om saam met die bose te werk, eerder as saam met God. Almal van ons dra die ou mens in ons saam. En as jy al in sonde geworstel het en gestoei het, dan gaan jy daardie gebed ken van Here asseblief. Vat net weg. Moeg gestoei, moeg geploeg, moeg beklei teen hierdie sonde wat net nie wil wyk nie. Teen hierdie ou mens in my. Waarin nie net die groot opspraakwekkende sondes uitborrel nie, maar ook daardie vernyn en daardie selfsug en daardie hoogmoed. So wanneer Paulus hom tot die Here rig, dan is dit waarskynlik waaroor hy stoei. Here, vat dit van my af weg. En dan sê die Here vir hom, nee, my genade is vir jou genoeg. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons verstaan dat lewe, die gawe van lewe, het ook 'n las, die dood aan die einde. Die dood is 'n verskriklike ding, en Paulus skryf daaroor. Ons moenie gemaklik en blasé raak, luk raak oor die dood nie. Die dood is sleg. Maar die dood is ook nodig. Want uiteindelik is dit met die dood dat die ou mens agterbly. Dis wanneer ons doodgaan, wat net die nuwe mens opstaan in heerlikheid, in God se teenwoordigheid. Maar solank ons in hierdie lewe is, solank ons in hierdie lewe leef en dien, in die reeds en nog nie tyd, sê die Here, gaan die ou mens bly. Nie om jou te straf nie, nie om vir jou las te wees sodat jy nie jou lewe kan doen nie, maar om jou te help om geanker te bly in dit wat die moeite werd is, wat regtig die anker is. My genade is vir jou genoeg. Dis nie my vermoë of my verstaan van dit wat God gedoen het, wat my red nie, maar God wat in Christus uitgereik het, en vir my gedoen het wat ek nie vir myself kon doen nie. Nou kom hy, en hy sê 'n baie belangrike ding, wanneer die Here vir Paulus antwoord, my krag kom juis tot volle werking in jou, wanneer jy swak is. En dan antwoord Paulus baie mooi, daarom sal ek eerder roem in my swakhede. Wanneer hy aan die einde van hoofstuk 10 begin om sy CV op te stapel, dan sê hy, dis dwaasheid. Moenie roem nie, dis dwaasheid, dit het geen sin nie. En in hoofstuk 12 het hy dit ook verwoord. Want dit is nie waaroor die koninkryk gaan. My herkoms, my prestasie, my verstaan van die koninkryk, is nie die hart van dit wat God gedoen het nie. Die hart van dit wat God gedoen het, is dit. Hy het my, 'n sondaar mens, gered uit genade. Nie my vermoë nie, nie my prestasie nie, sy genade. En daarom sê die Here, my krag kom juis tot volle werking in jou, wanneer jy swak is. God se krag kom nie tot volle werking in ons lewe en in ons getuienis, wanneer ons alles reg doen nie. Moet ons dinge reg doen, moet ons gesond lewe, natuurlik moet ons. Ons moet ons lig so voor die mense laat skyn, dat hulle ons goeie werke kan sien, en ons Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Dis belangrik. Maar dis nie die anker nie. Die dieptepunt en die kragtigste getuienis wat ons in hierdie lewe kan hê, is, dit is nie my vermoëns nie. Dis nie alles wat ek reg kry nie. Dis God wat my, 'n swakke sondaar, in genade gered het. Nou, dit is 'n moeilike ding, want ons is nie geoefen hierin, om eerder in ons swakhede te roem nie. Ons maak, soos Paulus baie keer maak, en ons kry 'n afstand tussen ons en daardie ideale persoon. Ek sê kerkmens, 'n goeie Christen. En dit beteken, ek gaan na hom kerk toe, en ek bid voor ek eet, en 'n paar ander dinge. Maar die krag van God kom nie tot sy volle werking, wanneer ons fokus of klem lê op ons prestasies en vermoë nie, maar op dit wat hy gedoen het. En nou staan ons aan die begin van hierdie jaar voor 'n besonderse uitdaging.
As julle volg die wêreld, in die wêreld, die nuus, baie opspraakwekkend, daar van die 3 Januarie af kook die pot al lekker. Wêreldwyd loop dinge skeef. China skiet op Taiwan, Amerika het vir Venezuela se president gaan haal, Iran brand, om dit saggies te sê. Dinge is te mekaar. Hier plaaslik is ons alweer in die nuus oor die vrou in die ampstukkie, en ons gaan iewers mekaar en as gemeentes, gaan ons mekaar in die oë moet kyk rondom al hierdie goeders. En nou kom ons en ons vra, wat is die verskil wat ons kan maak in hierdie tyd? En dan staan ons voor 'n baie besliste keuse. Ons kan roem in dit wat ons reg doen. So, ons doen dit reg, ons doen dit perfek. Omdat ons reg lewe, Psalm 1, daarom sal ons wees soos bome wat geplant is by waterstrome en wat vrugte gee op sy tyd. Reg. Dit staan daar. Of aan die ander kant kan ons hierdie ter harte neem. Die krag van God kom tot volle werking wanneer ons swak is. En nie klem lê op ons vermoëns en prestasie nie, maar op hierdie een groot waarheid, dat God se redding het ook vir my verskyn. Hy het my ook verlos. Nie op grond van dit wat ek kon doen nie, maar op grond van dit wat hy gedoen het. In 1 Korintiërs het Paulus gesê, die Jode soek wondertekens en die Grieke jaag wysheid na. En vir die Jode is hierdie aanstootlik, die evangelie van die kruis van Christus, en vir die Grieke is dit net onsinnig. Maar vir die wat gered word, is die evangelie die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar, en uiteindelik is dit wat ons ter harte moet neem. Wat gaan ons maak met die geleentheid wat God vir ons hierdie jaar gee? Daar is 'n verskil te maak in hierdie tyd, in hierdie wêreld. En die Here het vir jou en vir my hier geplaas met die oog op daardie verskil. Sodat ek en jy kan groei en gevorm kan word, maar dat die wêreld en die mense rondom ons iets kan hoor en leer ken van wie hy is, van 'n genadige God en Hemelse Vader. Mag jy die genade vind om daardie geleentheid raak te sien in die loop van jou alledaagse lewe, en mag jy die moed van oortuiging hê, gedring deur die Gees, om eerlik die evangelie te deel, in swakheid, seker dat God se krag tot volle werking kom, juis wanneer ons swak is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan pleit ons, Vader, help ons om die wonder hiervan in ons harte te koester. Om eerlik en nugter in ons eie lewe, met ons eie stoei en ons eie verstaan om te gaan, om voortdurend vas te gryp aan dit wat U in Christus vir ons gedoen het. En dan pleit ons, Vader, help ons om raak te sien waar en hoe mense in hierdie wêreld nodig het om U krag te beleef. 'n Krag bedien in die getuienis en die dade van U kinders. En daarom pleit ons, Vader, wees ons hierin genadig, en dat ons met ywer die pad sal stap wat vir ons voorlê. Maar dat ons hierin ter harte sal neem, soos wat Paulus sê, dat ons ook vir mense so sal leef, dat hulle niks anders aan ons sal toeskryf as dit wat hulle ons sien doen en hoor sê nie. Wil U ons hierin genadig wees en ons getuienis seën aan ons eie harte, maar ook aan die harte van ander, sodat meer en meer mense kan hoor en kan naderkom, omdat hulle sien en hoor dat U is by ons en ons is by U. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Hoe dan sal ons lewe? En daarvoor staan ons stil by 1 Korintiërs, daardie gedeelte wat ek nou aangehaal het. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit aanstoot en vir ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Ek en jy is geroep om hierdie waarheid te deel. Nie op 'n afstand nie as 'n teologiese argument nie,
maar is 'n persoonlike getuienis. Hy het ook vir my gered. In daardie getuienis lê daar krag opgesluit. Kom ons verwoord ons afhanklikheid hierin van die Here deur saam te sing van doen slegs U wil, Heer. Voordat ek dit doen, daarna gaan ons die uitstuurseën uitspreek en die amen sing, en dan gaan ek vra dat jy net so 'n oombliekie gaan sit. Dat ons net gepraat oor die vrae, gewoonlik net na die preek gewees, ons gaan dit 'n bietjie skuif en ek gaan net gou verduidelik. So kom, op grond van dit wat ons gehoor het, die Here met ons gedeel het, kom ons verootmoedig ons hierin voor die Here, ons sing, doen slegs U wil, Heer, ons bly staan vir die seën van die Here, en daarna vra ek U om net so 'n oombliekie te gaan sit. Wat 'n wonderlike genade om saam met die Here op pad te wees en te weet dat hy op pad is met ons, steeds besig om te wy, steeds besig om te vorm. Wanneer jy die seën van die Here vanoggend ontvang, verstaan en beleef dat dit bedoel is vir jou, is God se hart vir jou. Want hy is besig om in jou te werk en uiteindelik deur jou in hierdie wêreld iets van sy genade te deel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde en omgee van God ons hemelse Vader en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Baie dankie. Ons het vir 'n lang ruk nou enige vrae net na die prediking. En ek gaan dit van nou af skuif na die einde van die diens toe. So ek sal julle herinner daaraan dat ons na die uitspreek van die seën net 'n oomblik sit. So is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het of enige ander vrae? Gaaf. Hoekom ons dit so vasmaak is nie terwille van jou wat hier sit nie. By all means, ek het jou daarom ook in die oog. Maar ons vra hierdie vraag terwille van die vreemdeling onder ons. En as jy nou rondkyk, sien jy hulle nog nie hier nie.
Ons vra dit so lank en ons oefen dit in, ons maak gereed vir wanneer die Here hulle welbring. Vir daardie een wat instap en wonder, maar waarmee is hierdie mense besig? Dat daar 'n geleentheid is vir daardie persoon om 'n vraag te kan vra. Ons gaan DV, na die ouderlingvergadering, gaan ons die voorbereiding vir ons klasseswerkswinkel en vir ons naburige gemeentes vergadering hierdie jaar gaan ons uitrol in die gemeente ook. En julle gaan sien dat ons daar swaarwater gaan maak oor ons roeping. En daarin dat die twee momente wat ons in Handelinge 2 sien vasmaak van 'n groot geleentheid, hierdie geleentheid, maar ook kleiner geleenthede. Nou dis die dilemma. Waar die klein geleentheid wat ons in Handelinge sien, waar die klein ontmoeting is die plek waar mens eintlik daardie vrae kan vra. Maar almal is nie daar ingeskakel nie. En daarom wil ons in ons groot geleentheid 'n oomblik vasmaak vir iemand wat dalk 'n vraag het. So as dit 'n bietjie ongemaklik is, vra wees geduldig, byt 'n bietjie vas. En as jy dan nie anders kan, jy is welkom om op te staan en te gaan. Maar ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n vraag as dit moet en as dit kan, dat ons 'n vraag kan antwoord. Baie dankie vir die geduld. Seën vir die dag wat voorlê. Mooi bly.